God bless you. Dankie, broer Littlefield. And good evening to all. The audience En goeienaand aan almal die visible and gehore beide invisible. sigbaar en onsigbaar. We have deemed this a great privilege of having these 3 days Ons het dit of as 'n service groot voorreg in geag your om hierdie fair 3 dae city. van diens in julle mooi stad te hê. And I said if there was anywhere Ek het in gesê as daar enige this plek in country hierdie I'd land like to was live waar would ek be graag here sou in wou woon, Cleveland. sou dit hier by Because it's Cleveland a wees, want dit is 'n religious groot center. godsdienstige sentrum. This morning I had the privilege of dedicating a new church in Cleveland. Vanmôre het ek die voorreg gehad om 'n nuwe kerk in Cleveland toe te wy en sy gemeente het hulle lewens opnuut toegewy aan die diens van die Here. Ons het 'n wonderlike tyd gehad vanmôre. I want to thank Brother Littlefield, Brother Hall, and all the Ek wil broer Littlefield, broer Hall en al die pastore hier in die auditorium vanaand bedank en hulle wat sommige van hulle het hulle kerke verdaag vir die diens. I thank you very kindly, brethren, for your kind cooperation. Ek dank julle baie vriendelike broers vir julle vriendelike samewerking en oorweging vir die evangelie en herlewing in ons tye. I want to thank also the radio station which is broadcasting this service. Ek wil ook die radiostasie bedank wat hierdie diens uitsaai en soos ek gisteraan gesê het, ons was op pad hiernatoe vanaand. Ek en vrou het weer geluister na die programme soos ons doen. I sure would love to be Ek close sou to where this beslis radio graag station naby was. wou wees aan waar hierdie radiostasie is. So ek glo dat die invloed wat musiek op kinders plaas, sodat elke Christen betaal reg deur die radioland wat hierdie radio bereik, om hulle radio's ingestel te hou op so 'n stasie soos hierdie vanaand. Want dit bring die regte soort invloed deur musiek en deur die prediking van die woord aan ons kinders. Dit plaas hulle in 'n beter omgewing. Ook ek wil die polisiemag bedank vir hulle goeie samewerking. Gisteraan het ek een van die jong polisie hier buite ontmoet wat my hand geskud het, eenmal 'n Christen was. En hy het gesê hy het van God af weggeval was na my tabernakel toe gewees by Jeffersonville. Ek bid beslis vir daardie jong man, God hom sal terugbring na die kudde. Ek het vir hom 'n storieetjie vertel wat 'n man een keer gesê het. Ek het weggekom van Johannes 3:16 af, maar Johannes 3:16 het nooit van my af weggekom nie. Dit sal by jou bly. Nou aan die skool, ek wil die skool bedank dat ons hierdie auditorium vir die diens kon kry. Mag die Here hulle seën en julle almal wat gekom en dit moontlik gemaak het, die lekedom en die goeie komplimente van die mense reg deur die radioland vir die getuienisse van hulle genesing en so voort. Ek is dankbaar teenoor God vir al hierdie dinge. Gewoonlik bring die laaste aand beter resultate voort wanneer dit kom by die genesingsdienste of gebed vir die siekes, want daar's groot verwagtinge. Die mense wat wag en druk in die wete dat hulle genees wil word. Wanneer 'n persoon begin honger en dors na geregtigheid, dan beweeg God in. Dit draai sy hart. En nou die evangelie van ons Here is nie die gewildste ding in die wêreld nie. Inteendeel, dis baie ongewild. Maar ek reken dit en ag dit so 'n voorreg om te staan vir die volle evangelie waarvoor Jesus Christus gesterf het om dit te preek en om dit te glo en dit uit te leef. En nou vanaand weet ek dis baie warm in die auditorium hier en dis dinge wat ons nie kan verhelp nie. Maar ons sal probeer om die boodskap net so kort as moontlik te maak. En in die gebedsry te kom, want ons het beloof om vir baie mense te bid vanaand. Ek wil dit sê, as enige van julle hier binne glo in die stuur van gebedsdoeke vir mekaar, volgens Handelinge 19, waar hulle van die liggaam van Paulus sakdoek en voorskote geneem het en hulle op die siekes gelê en hulle genees is. Vir my, ek glo dat elke woord van die Bybel waar is, wat God eenmaal gedoen het, sal hy weer doen. Ek glo dit, dat God oneindig is.
En wanneer ons eindig is en wanneer God op die toneel geroep word om op te tree, en die manier wat God optree wanneer hy op die toneel geroep word, moet hy vir altyd op dieselfde manier optree as hy weer onder dieselfde omstandighede geroep word. Soos hierdie, as God ooit op die toneel geroep is om 'n sondaar te red, en die houding wat God teenoor daardie sondaar ingeneem het, sal hy dieselfde gesindheid moet inneem teenoor die volgende sondaar en elke sondaar wat ooit voor hom kom. As enige iemand siek aankom en hy hulle genees het, moet hy vir altyd dieselfde gesindheid inneem. Want ons, as eindig, ons kan 'n fout maak, sê, o, ek was verkeerd, maar God is oneindig en sy woorde is volmaak. En die manier wat hy eerste opgetree het, as hy nie die volgende keer en elke keer daarna optree soos wat hy eerste opgetree het nie, dan het hy in die eerste plek verkeerd opgetree. Hy was verkeerd om die eerste sonde te vergewe as hy nie elke sonde sou vergewe nie. Hy was verkeerd toe hy die eerste persoon genees het as hy nie elke persoon wat na hom toe kom, sal genees nie. God vereis net van jou om sy voorsiende weg te kom en sy weg is Golgotha deur sy seun Jesus Christus. Nou dit is nie hoeveel ons kan sing, hoe goed ons kan preek, hoeveel ons kan uitroep nie. Dis om God se voorsiende weg te kom. As jy 'n artesiese put op een heuwel gehad het wat water uitgeblaas het, op die ander heuwel het jy 'n oes gehad wat verbrand het. Nou, jy kan op die heuwel waar die oes is staan en skree, groot put, laat o water oorkom na my toe en gee my oes water sodat ek kos kan hê. Jy kon skree totdat jy nie meer kon skree nie, dit sou nie optree nie. Maar as jy sal werk volgens die wette van swaartekrag, kan jy daardie water reguit na jou oes toe bring. Daar is genoeg elektrisiteit in enige kamer om dit te verlig. Maar jy kan nie skree groot elektrisiteit, ek's bewus dat jy hier is, verlig hierdie kamer nie. Nee, jy moet werk volgens die wette van elektrisiteit en dan sal dit die kamer verlig. En net soos dit is ons bewus dat God hier is. God genees nie die mense net deur kerk toe te gaan of belydenis te maak nie. Hy genees jou op jou geloof in sy voltooide werk. Dis die enigste basis waarop hy jou kan genees. En as jy sal glo dat dis nie die aanraking van 'n prediker se hande nie, dis nie die salwing van die olie nie. Dis nie soveel die gebed wat hy bid as wat dit jou geloof is om die voltooide werk te aanvaar wat Christus vir jou gedoen het nie. Dis God se wet. Dan as jy dit kan glo, alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Nou as jy 'n gebedsdoek verlang, skryf julle net vir my by Jeffersonville, Indiana. Ek sal dit kry. Nou ek probeer nie julle adres kry nie, want ek het nie enige programme om te ondersteun nie. Het nooit my dienste by daardie plek laat kom waar ek duisende dollars moet hê nie. Ek hoef niks te hê nie. Die enigste ding wat ek nodig het is net meer van God. En dan my uitgawes, gepraat met broer Roberts nie lank gelede nie, ek dink sy uitgawes beloop omtrent $10,000 per dag. Billy Graham dink ek het 28,000 beloop vir 'n paar minute in sy uitsending in televisie en sovoorts, oral om die wêreld. Wat sou ek doen as ek moes maak geld soos daardie neem? Ek preek al vir 30 jaar, ek het nog nooit een offerande in my lewe opgeneem nie, ek laat nie my dienste in daardie toestand beland nie. Ek hou hulle net nederig waar ek na 'n klein kerkie toe kan gaan, 4 of 5 of waar die Here ook al heen sal roep. Ek wil julle net help. As julle gebedsdoek wil hê waaroor ek gebid het, stuur net na Jeffersonville en ek sal dit vir julle terugstuur gratis. Dis niks. Ek mag dit sê, die reën sal nie te hard val nie, die nag te donker word, wat ek nie bly sal wees om vir julle te bid enige tyd wat ek kan of iets doen om julle te help nie. Die Here seën julle, my gebed. Laat ons hoofde buig net voor ons die woord lees. O Lord, the great God of heavens and earth. O Here, die groot God van hemel en aarde, wat die Here Jesus uit die dood uit teruggebring het, hom opgewek het op die 3de dag volgens die skrifte, en hy sit nou aan die regterhand van die majesteit omhoog.
No more dead, but ever alive to make Nie meer dood intercession nie, maar upon altyd our lewend om confession. voorspraak te maak volgens ons belydenis, die hoë priester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. We humbly come because we have been bidden to come. Ons kom nederig omdat ons genooi is om te kom, want hy het vir ons gesê in sy woord, vra die Vader enigiets in my naam, ek sal dit doen. Therefore, Lord, we first want to thank you for what you have done for Daarom, us Here, wil in ons U these eerstens dank vir last wat three U vir ons services. gedoen het in hierdie laaste 3 dienste. You have U het ons blessed harte our geseën met hearts U with your teenwoordigheid presence en has het die healed siekes the genees. sick and has given salvation to those that were thirsting for God. We pray, En het O verlossing Lord, gegee aan tonight that diegene you wat dors na double God. the Ons bid, potion o Here, tonight vanaand dat U vanaand die porsie by sal filling verdubbel every heart deur with the elke Holy hart te Spirit, vul met die Heilige Gees. giving healing to those that are sick and needy. Genesing te gee aan diegene wat siek en behoeftig is, ons almal saam seën. And as we are praying, we would not forget those that En are soos in ons the bid, sal ons nie hospitals, diegene vergeet wat in die hospitale en siek in die herstelhuise is nie. many of them in the old age stage. Baie van hulle in die ouderdomsstadium, dat hulle geliefdes en baie van hulle medewerkers miskien. Nearly all has gone upstairs. But we have this Byna almal al boontoe gegaan het, maar ons het hierdie glorieryke troos dat hy ons nooit sal verlaat of ons sal begewe nie. When we are growing old and feeble, he'll Wanneer stand ons by oud en us swak even through the word, valley sal hy of by the ons staan shadows selfs of deur death. die dal van die doodskade wees. Bless us together, forgive our sins, and speak Seën to ons us, saam, Lord, vergewe through ons thy sondes en word, praat met ons as we Here deur die wait woord upon soos it. ons daarop wag. Bless this church and all that's represented here, this Seën hierdie radio, kerk en almal wat hier the station, verteenwoordig is, hierdie radio, die and all stasie en that is alles wat concerned. betrokke is. For we asked it in the name of the Lord Jesus, thy Son, our Want ons vra Savior. dit in die naam van Amen. die Here Jesus, U seun, ons verlosser. Amen. I have chosen for a text tonight found in the book of 1 Kings, the 17th chapter. Ek het gekies vir 'n teks vanaand gevind in die boek van 1 Konings, die 17de hoofstuk en die 14de vers. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel will not waste. Want so sê die Here God van Israel, die pot sal nie opraak nie en die kruik nie opdroog nie, tot die dag dat die Here God reën stuur op die aarde. You know, God's people has always been in the minority. Julle weet, God se mense was nog altyd in die minderheid, Not always in the majority. nie altyd in die meerderheid nie. And I'm speaking of the En ek praat chosen and van die the elected. uitgekiesdes en die God's uitverkorenes, chosen people. God se uitverkore mense. And it's always a strange thing to me how that people En dis altyd 'n vreemde ding vir my, hoe dat mense wat Christus aanvaar het, bang is om hom te vertrou. afraid that there might be something they're not Bang sure dat daar of. iets mag wees waarvan hulle nie seker is nie. And I'm going to make my text tonight be En ek gaan my certain teks of God. maak vanaand, wees seker van God. It must have been a hot morning. It was a long Dit moes 'n warm daybreak. oggend gewees het. Dit was omtrent rondom dagbreek. All night long she had prayed. For death was strolling Heel nag at lank het sy the gebid, door, want die dood het by die deur and gewandel. this nation was back En hierdie smitten. volk was teruggevalle. People were starving in the streets and the water Mense het fountains verhonger had in die dried up. strate en die waterfonteine het opgedroog en daar was 3 jaar wat daar nie eens vog op die grond geval het deur die dou nie. It showed up moral decay in the nation. Dit het 'n morele verval in die volk getoon. Dit het die sondes van die mense gereflekteer. Dit was gedurende die tyd van die heerskappy van Agab, Israel se mees bose koning. He had married a sinner, Jezebel.
a beautiful, Hy het met 'n sondaar getrou, movie star. Isabel, 'n pragtige, moderne filmster, baie onverskillig teenoor die koninkryk van God. And he being one of these kind of husbands that lets the wife En run hy, the house, as een van hierdie soort mans wat die vrou die huis laat bestuur showed that en he sy was besigheid backslid. bestuur, het gewys dat hy afvallig was. Then, being an Israelite, he'd give in to her idolatry. Toe as 'n Israeliet het hy ingegee vir haar afgodediens. En tussen hulle het hulle die hele volk tot afgodediens gebring. And when you start on the wrong road, you'll En never wanneer be jy able op die to be verkeerde pad reconciled begin, till you come sal jy right nooit back versoen to kan the word place totdat jy where you reguit left terugkom God. na die plek waar jy God verlaat het nie. Some time ago, a chaplain 'n Tyd gelede het 'n kapelaan vir my gesê dat hy 'n man gevind het wat op die veld lê, 'n beampte. En hy is met 'n masjiengeweer reg oor sy bors geskiet. He was dying. And he said Hy was to him, sterwend en hy het vir hom gesê, "Kaptein, jy is sterwend." and through the En deur die struggle, he stryd said, "I know het hy I gesê, am." "Ek weet ek is." He said, "Do you know God?" Hy het gesê, "Ken jy vir God?" He said, "I Hy het used gesê, to." "Ek het eens." He said, "Well, go back to where you left him and there Hy het gesê, you'll "Wel, gaan find terug him na waar jy hom again." gelos het en daar sal jy hom weer vind." And the captain dying said, I just can't think right now. En die kaptein sterwend het gesê, ek kan net nie nou dink nie. Die kapelaan het gesê, "Jy beter dink, want jou longe vul vinnig op met jou eie bloed. En jy is sterwend, kaptein." And he began to try to think. En hy het begin dink, nader aan daar het 'n glimlag oor sy gesig gekom. Hy het gesê, "O kapelaan, ek onthou nou waar ek hom gelos het." Gesê, "Begin net daar, kaptein." Gesê, "Goed, kapelaan." Hy het sy oë na die hemel opgeslaan en hy het so begin. "Nou gaan lê ek om te slaap. Ek bid dat die Here my siel sal bewaar. En as ek sou sterf voor ek wakker word, bid ek dat die Here my siel sal neem." En hy het gesterf. Waar het hy hom gelos? By die wiegie. Daar is waar hy hom gevind het. By die wiegie. Waar jy hom ook al los, dis waar jy hom sal vind. Hy sal nooit saam met jou in sonde wandel nie. Jy mag 'n goeie Amerikaner wees op 'n goeie kerklidmaat, maar God sal nooit in sonde wandel saam met enige persoon of enige nasie of enige kerk nie. Hy kan nie sonde verdra nie. Dis 'n bose, verskriklike stank in sy neusgate. Hy sal dit nie doen nie. Ahab het verkeerd gedoen om met hierdie vrou te trou, met 'n sondaar, ongelowige te trou. Die woord sonde beteken ongeloof. Ek het 'n tyd gelede gepraat en ek het gesê om oorspel te pleeg is nie sonde nie. Om whisky te drink is nie sonde nie. Ek was by die Henryville Methodiste Kerk en 'n kosbare ou suster het opgestaan en sy het gesê, "Broer Branham, wat is sonde dan?" Ek het gesê ongeloof. Jy pleeg oorspel en drink whisky en lieg en steel want jy glo nie in die Here Jesus Christus nie. Daardie dinge is eienskappe van ongeloof. Wanneer jy Christus ontvang het, doen jy nie daardie dinge nie. Jy het liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid. Dit is die vrugte van die Gees, die eienskappe van die Heilige Gees wat in jou woon. Al hierdie dinge het Ahab lankal verlaat, omdat hy met hierdie sondaar meisie getrou het. O, sy was baie wilds, soos hierdie moderne meisies van vandag. Dit het dit bewys, nadat haar man dood was, het sy haarself aangetrek en uitgedraai voor Jehu. Het gedink sy kon daardie man van God verlei, maar hy het gesê, "Gooi haar by die venster uit." Ons meer manne soos Jehu gehad het vandag,
sou ons minder Isabels hê. Maar dit was haar natuur. Sy was 'n aanbidder van afgodediens en sy het die hele volk tot afgodediens gebring. En so het ons moderne neigings vandag weggeval van die dinge van God af. En dit het die wêreld gebring na een van die grootste afgodedienste wat ons het. Dis ledigheid. Net ledig rond. Great is the iniquity of the people today. Groot is die ongeregtigheid van die mense vandag, maak baie geld en dink dat God ons seën omdat hy ons voorspoedig gemaak het. Dis geen teken van God se seëninge nie, glad nie. Maar hulle was voorspoedig en hulle is deur die regering vertel, die kerk was, dat dit in orde was. Die regering Agab en sy koninkryk gesê het, hierdie dinge is in orde. So hulle het moreel vervalle geraak. En dis nie veel anders vandag nie. Ons regering het die verkoop van whisky onderskryf, die verkoop van tabak, en ons dokters sê vir sigarette, kanker per pakkie. En die regering sê, gaan voort en verkoop dit vir inkomste. Dink julle God kan dit boonop seën? Ek het onlangs in die Reader's Digest gelees dat die dokters uitgespreek het hoeveel tiene van duisende Amerikaners hierdie jaar tot die dood veroordeel is as gevolg van sigarette rook. Hoeveel die inrigting van kranksinniges hierdie jaar sal inneem as gevolg van die drink van whisky. Hoeveel huise opgebreek sal word as gevolg van moderne drinkery. Gesellige drankies, verkoop van whisky, bier, net likraak. En tiene van duisende kerklidmate geniet dit. Hoe kan ons ooit verwag dat God dit sal seën? Maar soos dit was in die dae van Agab, so is dit nou. Die regering het gesê dis in die haat, so hulle wou modern wees. Die roeping was so groot dat die moderne prediker gebreek het daarvoor ingegee het. Dis hoe dit vandag is, moderne predikers breek net af, want hulle gemeente kan dit nie verdra. Om die evangelie te verkondig in die krag van die opstanding en die oudtydse doop van die Heilige Gees wat 'n man se lewe skoon maak nie. Hulle het hulle uitgesit. Hulle kry 'n prediker wat dinge sal preek wat hulle wil hoor. Ek moet 'n bietjie hulle pastoor wees. Een of ander vrou het op my afgekom 'n paar dae gelede, want ek het 'n opmerking gemaak oor die moderne Amerikaners wat hierdie dra, dames wat hierdie onsedelike klere dra. Hoe hulle in die strate afkom met klein rompies aan, asof hulle in hulle ingegiet is. En heeltemal wulps aangetrek en sy het gesê, meneer Branham, dis die enigste soort rok wat jy in die winkel kan koop. Ek het gesê, jou verskoning is dunner as die kragsop gemaak van 'n skaduwee van 'n hoender wat doodgegaan het van die honger. Ek het gesê, hulle verkoop steeds naaimasjiene en materiaal. Jy hoef dit nie te doen nie, omdat jy dit wil doen. Laat ek dit vir julle hier sê en ook in Radioland. Jy mag so suiwer soos 'n lelie wees vir jou man of vir jou kerel. Maar as jy soos daardie aantrek en uitgaan op die straat en sondaars kyk na jou om jou te begeer, gaan jy antwoord by die oordeelsdag vir oorspel pleeg met daardie man. Turned down at the day of judgment, and whose fault is it? Not the sinner, it's your fault. Jy sal weggewys word op die oordeelsdag, en wie se fout is dit? Nie die sondaar nie, dis jou skuld om jouself so voor hom uit te druk. Moderne afbeelding van Isabel. Dit was die donker eeu van die Hebreërs, hierdie is die donker eeu van die heiden. Maar daar was een gedurende daardie tyd, 'n klein aantal mense, 'n arm klein weduwee vrou in die stad, en 'n profeet wat bo op die heuwel sit, gevoed deur die kraaie.
Agab het hom gehaat, Isabel ook. Hulle sou hom nie water gegee het as hy sterwend was nie, maar God het vir hom gesorg. The Christian looks to God for his care, not to the world. Die Christen kyk na God vir sy sorg, nie na die wêreld nie. Party predikers kyk na hulle gemeente vir 'n etekaartjie. Preek wat die gemeente wil hê hulle moet preek. I'd rather lay on my stomach. Ek sal liewer op my maag lê en soutbeskuitjies eet en rivierwater drink en die evangelie van die Here Jesus preek, as om gebraaide hoender te hê en in die beste huis te woon wat daar in die stad is. Reg. Be right with God. That's the great thing. Preach the whole Is reg met word. God, dis die groot ding. Preek die hele woord, vertel mense van hulle sondes. Jy sal gehaat word. Reminds me of a little parable I tell of my children. I got two little girls. Herinner my aan 'n gelykenis hier wat ek One of them vir my name is kinders Rebecca. vertel het. She's my first Ek het born. 2 dogtertjies, een van hulle se naam is Rebecca, sy is my eersgeborene, en Sarah, haar sussie, is volgende. Rebecca's about 12 years old, skinny, long-legged. And Sarah is Rebecca is omtrent 12 jaar oud, maar langbeen, en Sarah is 'n klein kort meisie. Sy is 7 jaar oud. And one night, I place it like this. Een aand plaas ek dit so. Coming home from Ek het huis toe meetings, gekom van dienste they'd af. waited up a long En hulle het 'n time lang to tyd see me. opgewag om my te sien. And they got En hulle het sleepy vaak and had to geword go en to moes bed. bed toe gaan. I come in weary and tired and Ek het worn. moeg en afgemat en uitgeput ingekom. Ek het gaan slaap een of ander tyd na middernag. En voor daglig kon ek nie slaap nie. En ek het vroeg opgestaan om nie die vrou wakker te maak nie. Uitgegaan in die sitkamer en gaan sit in 'n stoel. En soos ek daar gesit en dink het aan die dienste en gebid het vir die verskillendes wat my vir versoeke gevra het ek 'n geskarrel in die kinders se slaapkamer gehoor. Hier het die deur oopgebars en hier kom Rebecca net so vinnig as wat sy kon gaan. Sy het opgespring oor my knie en haar lang been het afgekom tot op die vloer. Sy het haar arms my gegooi en my begin druk. Toe het ek iets hoor val en struikel oor die matte. Sarah was agteraan. En sy het Rebecca se tweedehandse pyjamas gedra met die voete veel te lank. En sy kon nie lekker regop staan met hulle aan nie en sy het gestruikel. En toe Rebecca baie goed gaan sit het, haar langbene wat tot op die vloer raak, en ek dink wel hierdie is vir een of ander rede. En Rebecca het my herinner in die kerk waar heeltemal standvastig is. En al die doktrine ken en is al daarin vir 'n lang tyd goed gevestig. Sy het omgedraai na haar sussie Sarah toe en Sarah is by die deur aan die einde van die portaal. Sy het gesê, Sarah, ek wil vir jou iets vertel. Sy het albei arms om my gegooi en sy het gesê, ek het alles van pappa en daar's niks oor vir jou nie. En Sarah, soos die minderheidskerk, haar lippies het gesak, haar klein bruin oogies het begin traan, omdat Becky alles van pappa gehad het, en sy het pappa ook lief gehad. So ek het my ander been na haar toe uitgesteek en my vinger beduie. Hoe haar oogies het opgehelder. Hier het sy gekom met daardie klein pyjama voete wat vlieg, regop gespring bo oor my been. En sy soos die minderheidskerk, sy was nie so gevestig met groot denominasies agter haar nie. En sy was soort van wankelrig. Ek was bang sy sou val. So ek het albei arms geneem en hulle om haar gesit. Ek het haar teen my bors vasgedruk. En sy het teen my ingekruip vir 'n paar minute, toe het sy daardie klein blink oogies na haar suster Rebecca toe gedraai en sy het gesê, Rebecca, my suster, ek wil vir jou iets vertel. Sy het gesê, dit is die waarheid dat jy alles van pappa het, maar ek wil hê jy moet weet dat pappa alles van my het. Dis hoe ek dit wil hê. Ek mag dalk nie al die grammatika en al die Grieks en al die Hebreëus ken nie, maar al wat ek weet is dat Christus alles van my het.
Ek wil so heeltemal onvoldoende wees dat ek sy arms om my kan voel. Elijah might have not all the laws of the land. But Elia God mag dalk had nie al die wette van die control land of geken him. het nie, maar God het volle beheer oor hom gehad. Around about daybreak, all night it had been horrible. Dit was omtrent teen dagbreek, heel nag was dit verskriklik. Sien, sy het geleidelik laer en laer geraak in die meel. And that night she knew that En daardie aand het sy geweet dat toe sy hom in die bed gesit het, was haar seentjie, sy pa, weg. She was a righteous woman, a God-fearing woman. Sy was 'n regverdige vrou, 'n godvreesende vrou, en daardie aand kan ek hulle sien soos hulle neergekniel het om te bid. And as she looked at his little pajama En so sy gekyk het na sy pyjama armpies, en hulle was verslete. Sy gesiggie was vertrek van die honger. She'd give her part to him because she knowed just a little longer and Sy het haar deel vir hom gegee, want sy het geweet net 'n bietjie langer en hulle sou weg wees. Daar was geen brood in die land nie, daar was geen meel nie, daar was geen olie nie, daar was geen reën nie, maar tog het sy God vertrou. She couldn't sleep. Every once in a while he'd turn over and say, Sy kon nie slaap nie. Elke nou en dan het hy omgedraai en gesê, "Mamma, sal jy nie uitgaan na die kas toe and look one more time and see if there's just one bite of that bread left." en nog een keer kyk en sien of daar net een happie van daardie brood oor is. Ek so honger, ek kan nie slaap nie." How she'd bite her lips until they would bleed. Hoe sy haar lippe sou byt tot hulle bloei. Sy sou uitgaan in die kombuis en haar hande opsteek, sê, "O Jehovah, ek is 'n weduwee wat in U glo." And you took the little boy's father, your servant, up into heaven to be with you. En U het die seentjie se vader, U dienskneg, opgeneem in die hemel om by U te wees. En as U my nie help nie, sal dit nie lank wees voor ons hom sal besoek nie. Nevertheless, whatever you do, I love you. Nietemin wat U ook al doen, ek het U nog net so lief en ek vertrou U. It seems strange when a person has done all that they can do, that they have fulfilled every Dit lyk vreemd wanneer 'n persoon alles gedoen het wat hulle kan doen, dat hulle elke versoek vervul het wat God hulle gevra het om te doen en steeds swyg hy. When you have done all that God has requested you to Wanneer do, jy alles gedoen het wat God jou versoek het om te doen en hy steeds stil is, wees net seker dat jy God ken. And remember, faith is silently waiting. En onthou, geloof wag stil weg. Your faith to see what Hy toets net jou geloof om te sien wat jy sal doen. does that. God doen dit. It was the Hebrew children. Dit was die Hebreëse kinders wat God geglo het en uitgestaan het vir God. En hulle was seker dat hulle reg was met God. And he let them walk right into the fiery furnace. En hy het hulle reg in die vuuroond laat inloop voor hy ooit beweeg het. Silently. Maar gebly stilgewag, verseker dat alles reg is. When you've done all that you can do. Wanneer jy alles gedoen het wat jy kan doen, wanneer jy deur die gebedsry gekom het en voorgebid is, jou hart veroordeel jou nie. En jy lewe reg met God, hou net daarin vas. God moet antwoord. Hy toets jou. As jy die volgende oggend loslaat, sê wel, ek's niks beter nie. Ek reken daar's niks daaraan nie, dan het jy nie geloof gehad om mee te begin nie. As jy ware geloof het, sal jy vashou tot die laaste asem uit jou liggaam weg is. Jy seker dat God God is. For he that cometh to God must believe that he is. Want hy wat na God toe kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom ywerig soek. Job, when Job was accused of being a secret sinner, En hy Job, toe Job aangekla is as 'n geheime sondaar, toe sy vlees verrot het van sy liggaam en sy kinders is doodgemaak en sê hy was armoedig. he still knew that he was right before God. Hy het steeds geweet dat hy reg was voor God, hy het vasgehou. God het hom getoets, toe selfs sy vrou uitgekom het en hy in die agterplaas op die as op gesit en sy sere geskraap het, met die swere met 'n stuk pot skerf of iets, en sy vrou, die enigste een van sy familie wat oor is, gesê het, Job, waarom vervloek jy nie vir God en sterf nie? Jy lyk so ellendig. He said, thou speakest like a foolish woman.
Hy het gesê, jy praat soos 'n dwaase vrou. Die Here het gegee en die Here het weggeneem. Geseënd sy die naam van die Here. God was testing him. God het hom getoets. Hy het geweet, hy het die brandoffer geoffer. Hy het deur die bloedbad gekom. Hy het geweet dat God God was. Hy het geweet dat God gebed beantwoord. And God was testing him. En God het hom getoets. Brought him out. Maar hy het hom as oorwinnaar uitgebring, omdat hy seker was van God. As jy seker is van God, kan jy sy woord neem vir enigiets wat hy sê. As jy nie seker is dat hy God is en hierdie die Bybel is nie, dan beter jy versigtig wees wat jy doen. But if you're certain, meet his requirements, then faith takes. Maar as jy seker is, sy vereistes nakom, dan neem geloof sy plegtige rus. Not be based upon, Geloof kan nie gebaseer wees op die skywende sand van die mense teologie nie. but faith takes its solemn stand upon the Maar geloof neem sy plegtige standpunt in op die ewigdurende rots van God se ewige geloof. there it rests, unmovable. It knows that God Daar rus is dit onbeweeglik, dit weet dat God is en 'n beloner is van die wat hom ywerig soek. Oh, it was horrible to watch her child dying. All night she had prayed, but she O, dit was verskriklik om haar kind te sien sterf. Heel nag lank het sy gebid, maar sy het gewag. wake up. Dan sien ek haar 'n klein slaapie neem wakker word en sy kyk na sy klein maar liggaampie. Hy het aan die slaap geraak. She's seen the great ditches in his face from hunger. And Sy het die groot slote in sy gesig gesien van die honger. En sy kon skaars rondsteer, net omtrent 'n emmer water oor. Een handvol meel en 'n lepel olie het tussen haar en die dood gestaan. Isn't it strange how God lets his children get right down to that last moment? Is dit nie vreemd hoe God sy kinders laat afkom tot op daardie laaste oomblik nie? O, partymaal laat hy dit toe om jou reaksie te sien. The Bible said if we cannot stand the Die Bybel het gesê as ons nie die tugtiging van God kan verduur nie, dan is ons buiteegtelik en nie die kinders van God nie. Ons is gebore uit die gees van God en ons geloof in God. Hou vas aan sy woord. Sit by sy woord en daar hou dit vas. Now watch. She goes to the kitchen. Nou kyk, sy gaan na die kombuis, sy krap af in die vaat en kry daar die handjievol meel. She said he'll wake up in a few minutes. Sy het gesê hy sal binne 'n paar minute wakker word aan die huil. And then Ek sal die meel kook en dan sal hy sy ontbytjie hê, wat dit ook al is, die mieliekoekie. then I'll take him in my arms. Dan sal ek hom in my arms neem en hom wieg totdat die dood ons albei neem. Now she went to the last thing she had was meal. Now meal in the Nou sy het gegaan na die laaste ding wat sy gehad het, was meel. The meal Nou meel in die Bybel verteenwoordig die meeloffer. Die meeloffer was Christus. Christus was die meeloffer in die Ou Testament. Do you remember when Elijah Onthou julle toe Elisa, party van die skool van die predikers daarbo, nie die verskil geken het tussen die wilder kakoere en ertjies at the school en bo by die skool van die kweekskool nie. and they went out and gathered an apron full of them and put them in a pot. En hulle het uitgegaan en 'n voorskoot vol van hulle bymekaar gemaak en hulle in die pot gesit en sommige het uitgeroep, daar's dood in die pot. En Elisa het 'n handvol meel geneem en dit in die pot gegooi en dit van dood na lewe verander. That's what Christ does when he's put on. Dis wat Christus doen wanneer hy die geval van 'n sterwende man gegee word. Hy verander hom van die dood na die lewe. The meal offering had to be Die meeloffer moes gemaal word met 'n sekere braam. Daardie braam moes so volmaak wees dat dit elke mieliepit net dieselfde gemaal het. showing that Jesus Christ is the same yesterday, today, Wat and wys dat forever. Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. She got the meal. Christ is the word. In the beginning Sy het was die the meel Word, gekry, and the Word Christus. was with God, Christus is die and woord. the Word In die begin was die woord en die woord was by God en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Die woord, dan die olie. Die olie verteenwoordig sy Heilige Gees. And she took the Holy Spirit, the Word and the truth. En sy het die Heilige Gees, die woord en die waarheid geneem. Jesus het gesê die tyd kom vir die vrou by die put dat God hulle sal eer wat hom in gees en in waarheid aanbid. Many people worship in spirit and not in truth. Many in truth and not in spirit. But when you get Baie them mense together, aanbid in gees en nie in die waarheid nie, baie in die waarheid en nie in die gees nie. Maar wanneer jy hulle bymekaar kry, dan het jy iets wanneer die gees van God in die woord inkom. she mixed it together.
Sy het dit gemeng, en wanneer jy die gees van God op jou kry, gemeng met God se woord, gaan daar iets gebeur. Die dokter mag jou huis toe gestuur het om te sterf met 'n kanker. Al wat die man weet, hy het alles gedoen wat hy weet in sy kennis van die boeke van leer om jou lewe te red. Hy wil jou lewendig sien, maar miskien weet hy nie meer nie. Maar neem jy God se woord vanaand en meng dit met die gees van geloof, kyk wat sal gebeur. Sy het dit begin meng. Nou dit sal nie goed meng tensy dit 'n bietjie vuur onder dit het nie. Dit moet dit tot 'n brood bak wat lewe maak. En toe sy haar bietjie meel en die olie gemeng het en die woord en gees, toe het iets gesê, gaan uit in die agterplaas. Terselfdertyd het die Heilige Gees bo op die berg waar daardie ou profeet daarbo gesit het gesê, gaan af na die stad, want ek het 'n weduwee daaronder. Ek het haar verordeneer om jou te onderhou. Sy moes 'n regverdige vrou gewees het, of God sou nooit sy profeet gestuur het om by haar te bly nie. Maar God ken jou behoeftes. Sy het uitgegaan in die agterplaas. Die profeet het na die stad toe begin gaan met 'n visioen om 'n werf te vind wat 'n vrou daarin gehad het. En hy het in die strate afgeloop op soek na die visioen wat die Here hom gewys het. En terselfdertyd het sy uit die huis uitgekom, het heel opgelet, sy het 2 stokke opgetel. 2 stokke was die kruis. Ek sê jagter en enige goeie jagter weet dat die regte manier om 'n stomp in die nag te brand is om die gekruiste stomp aan te steek en net aan te hou om die punte in te druk. Sy moes dit aansteek, dan die meel en die olie bymekaar sit, en dit was die woord, die gees met die vuur van die Heilige Gees om dit te bak tot 'n mieliekoekie van lewegewende stof. Sy het die 2 stokke opgetel en sy het teruggegaan in die huis in om die olie en die meel oor die vuur te sit. En sy het 'n stem gehoor, en toe sy omgedraai het, was daar 'n saggeaarde ou man, wangbaarde reg oor sy gesig, kaalkop, wat leun oor 'n hek met 'n stuk skaapvel om hom gedraai, en hy het gesê, sal jy net vir my 'n bietjie water gaan haal? O, die godvreesende persoon dop, wat altyd gewillig is om te deel. Sy het hom gekyk, hy was net 'n bietjie anders as baie mans. En daar's iets omtrent 'n Christen wat anders is. Ek kan my voorstel, sy sê, daardie stem klink net baie goed vir my. Sy het haar kop in beleefdheid geknik, dat sy 'n bietjie water sou gaan haal en dit met hom deel. En soos sy begin gaan het sy weer die stem gehoor en gesê, in jou hand kry vir my 'n stukkie brood. Toe het sy omgedraai, en sonder twyfel met trane in haar oë, het sy dit gesê, meneer, dis hoekom ek buite in die agterplaas was om hierdie 2 stokke te kry. Ek het net 'n handvol meel en 'n lepel vol olie. Ek het dit gemeng en dit voorberei, en ek het hierdie 2 stokkies om 'n vuur te maak en 'n koekie te bak vir my en my seun. Ons gaan dit eet en sterf. En sy het na hom gekyk. En hy het gesê, maar maak eers vir my 'n koekie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Stel God eerste, plaas sy woord eerste, plaas sy gees eerste, plaas hom eerste. In plaas daarvan, plaas ons hom laaste. Bring eers vir my 'n koekie. Wat gaan sy doen? Kyk of sy gehoorsaam is aan die woord. Sy draai om en begin sonder om te weet hoekom sy dit doen.
are led by the Spirit of God sometimes do things they don't Mans en know vroue wat gelei word deur die Gees van God doen partymal dinge wat hulle nie weet wat hulle doen nie. Omgedraai in die huis ingegaan en toe het sy weer daardie stem gehoor, daardie glorieryke woord wat uit sy mond gekom het. Thus saith the Lord. So spreek die Here. Sy het toegeweet wie dit was. Die pot sal nie leeg wees nie en die kruik sal nie opdroog nie. Until the day the Lord God sends rain on the earth. Tot die dag wat die Here God reën op die aarde stuur. Hoekom? Sy was gewillig, sy het God eerste gestel. Sy was seker dat God iets sou doen, sy het vasgehou. Baie keer tref daardie probleme ons huise, dis seëninge in vermomming. Party mense mag sê, wel jy siek dis omdat jy nie reg is met God nie. Dit beteken nie dit nie. Job was reg met God en hy was siek. Maar dit is God wat jou toets, jou op 'n toets plaas om te sien wat jy sal doen. Miskien het hy die dokters dit laat sê vir 'n doel, om te sien wat jy sou doen. Ons is naby die koms van die Here. God kom vir 'n kerk. Hy het nooit gevra en bevraagteken, sal ek 'n kerk hê, sal ek geregtigheid hê nie. Maar hier was die vraag wat Jesus gevra het. Sal ek geloof vind wanneer ek kom? God stel jou op 'n toets miskien om jou geloof te beproef. En al haar probleme en dood by die deur het gedraai met een so spreek die Here. Sy en haar seun en Elia het baie dae uit die vat geëet en dit het nooit opgeraak nie. Ook het die kruik nie opgedroog nie, want sy was seker van God. Dit herinner my aan 'n Duitse skildery in Duitsland. Dis soos die groot prentjie van die verraad by Forest Lawn. So groot, hulle moes 'n reuse groot $500,000 gebou bou om die skildery in te sit. Die Duitse skildery word die wolke genoem. En wanneer jy ver en weg is van hierdie prentjie af, is dit die ellendigste, somberste gesig. Dis 'n klomp wolke wat net saam meng. En soos jy begin loop na daardie foto toe, gee dit jou 'n verskrikking. O, wat 'n verskriklike gesig lyk dit nie. Maar wanneer jy naby daaraan kom, is dit engelevlerke wat saamklap. Sien, dit lyk anders wanneer jy daar kom. Miskien is dit hoe dit is met jou vanaand. Jy weet nie net hoekom jy siek is nie. Jy weet nie presies hoekom of wat hiervan nie. Maar miskien is dit 'n seëning in vermomming. Dit lyk na 'n somber, donker einde vir jou. Maar dit mag die engelevlerke wees wat saamklap. As jy net seker is van God, is jy seker dat God die siekes genees. As jy seker is dat God steeds die Heilige Gees uitstort op sy mense, neem dan sy belofte en hou daaraan vas totdat God antwoord, want hy sal sekerlik gebed beantwoord. Laat ons nou ons hoofde buig terwyl ons hieraan dink. Is jy seker dat dit God se wil is om jou te red? Julle in Radioland dink daaraan. Is dit die wil van God om jou te red? Is jy seker dit is? Jy sondaar man, miskien by die potspelkamer of by die kroegkamer in die motor uit saam met die ander man se vrou aan die drink, jy daar met die sigaret in jou mond. Is jy seker dat God God van heiligheid is? Wat jou sondes kan vergewe en al jou ongeregtigheid kan wegneem? Is julle hier in hierdie gehoor wat Christus nie ken as julle verlosser nie? Is julle seker vanaand dat God die sondaar vergewe? Julle sonder die Heilige Gees beide hier in 'n Radioland? Is jy seker dat dit God se wil is om vir jou die Heilige Gees te gee? Is julle seker die skrifte is geïnspireer toe Petrus gesê het, bekeer julle en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van julle sondes? En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep.
Is julle seker daarvan? Is julle seker julle siek mense dat Jesus terwille van julle oortredinge deurboor is, terwille van julle ongeregtighede verbrysel is, die straf wat vir julle die vrede aanbring op hom was, en deur sy wonde daar vir julle genesing gekom het? Is jy seker dis God se wil? As julle is, vra hom net nou vir wat julle ook al nodig het terwyl ons bid, en julle sal dit ontvang. Hoeveel in die sigbare gehoor sal julle hand opsteek, sê broer Branham, ek het behoefte aan God vanaand, ek steek my hand op om te sê dat ek God nodig het, mag God dit vir my skenk. Ek wil hê jy moet my onthou in gebed. Hier in die sigbare gehoor, steek jou hand op. Julle in radioland, steek julle hand op. Waar jy ook al is, in die hospitaal, waar ook al, sê, Here, wees my genadig, ek het U nodig, ek is seker dat U is. Die seun Jesus het gesterf om my die begeerte van my hart te gee, want hy het my volkome terugverlos na die plek waar ons geval het, by die tuin van Eden. Ek sal dit nou aanvaar. Kom, ons bid. Gracious Jehovah, the God of Elijah, Genadige Jehovah, die God van Elia, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat Jesus sy seun weer uit die dood gebring het om opgewek het vir 'n versoening van ons sondes, en om opgewek het vir ons regverdigmaking. En die digter het dit goed uitgedruk toe hy gesê het, lewend het hy my liefgehad, sterwend het hy my gered, begrawe het hy my sondes ver weggedra, opgestaan het hy vir ewig vrylik geregverdig. Eendag kom hy, o glorieryke dag. Here, kyk na daardie hande om hierdie land net nou wat opgelig is na U. U wat die hart van mans en vroue, seuns en meisies ken. Skenk, Here, dat die Heilige Gees nie een van hulle sal uitlaat nie, maar aan elkeen sal gee volgens hulle behoeftes. En ons weet dat ons U woord het wat sê, volgens hulle geloof sal hulle ontvang. Gee aan hulle geloof vanaand, Here, en mag hulle seker wees dat elke belofte van God waar is, as hulle net sal wag. Want daar staan geskrywe, hulle wat op die Here wag, ontvang nuwe krag. Hulle sal opstyg met vlerke soos die van 'n arend. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie, hulle sal loop en nie mat word nie. Here, leer ons om op U te wag, die ewige lewe en elke belofte in die Bybel te kry. En wag op U vir die verlossing van ons siele, vir die doop van die Heilige Gees, vir vreugde in ons harte, vir die genesing van ons liggame, vir elke verlossingsseëning waarvoor U gesterf het op Golgotha. Laat ons geloof hê vanaand om te weet dat God Christus nie te vergeefs laat lê het nie. Dit was vir alle geslagte, want daar staan geskrywe, wie ook al wil laat hom kom. Terwyl ons kom, Here, gee dat ons sal ontvang. As we commit it to Thee. Amen. Want ons vra dit in Jesus naam, U seun, soos ons dit aan U toevertrou. Amen. Ek hou van daardie lied wat die orgel nou so lieflik speel, glo net. Hoeveel weet wie daardie lied geskryf het? 'n maat van my, Paul Ryder. Ek was 'n klein seentjie, pas georden in die Baptiste kerk toe ek aan Paul se voete gesit het. Nie lank gelede nie was ek by Rediger Tabernakel by Fort Wayne. Paul het dieselfde boodskap gepreek wat ek net hier preek, die doop van die Heilige Gees. Hy het geglo in goddelike genesing, die krag van God, die tweede koms. Toe hy sterwend was daar in die hospitaal in Los Angeles, toe die Moody Bybelskool die kwartet afgestuur het om vir hom te sing, het hulle die blindings al by die vensters gehad. Paul het 'n sin vir humor gehad. Hy het gesê, wie sterf hier, ek of julle? Hulle het gesing, nader my God by U. En hy het gesê, lig daardie blindings op en sing vir my 'n paar pittige evangelie liedjies.
So hulle het begin sing. Onder by die kruis waar my verlosser gesterf het. Daar onder vereniging van sonde het ek uitgeroep. Daar aan my hart is die bloed gewend. O glorie, sê sy naam. Paul het gesê, waar is Luke? Dit was sy broer. Hy het saam deur die velde geswerf en die evangelie verkondig, soos ek en my seun saamgaan. En Luke was in die volgende kamer, hy wou nie sy broer sien sterf nie, gesê, sê vir Luke om hier na toe te kom. En Luke het in die kamer ingekom, hy het Luke se hand beet gekry. Hy het gesê, Luke, ons het 'n lang pad saamgekom, broer. Ons het baie gevegte vir die Here geveg. Maar dink daaraan, Luke, binne 5 minute van nou af sal ek in die teenwoordigheid van Jesus Christus staan, geklee in sy geregtigheid, sy broer se hande gedruk en gegaan om God te ontmoet. Lewens van groot manne herinner ons almal. Ons kan ons lewe verhewe maak. Met afskeid laat ons agter voetspore op die sand van tyd. Voetspore dat miskien nog een, wat seil oor die lewe se plegtige hoofweg, vir 'n verlate en skipbreekling broer, wat dit sien weer moed sal skep. Ons maak voetspore vir iemand om in te loop. Laat ons dapper soldate van geloof wees, soos ons Paul se lied sing vanaand. Mag hy luister uit die hemel as dit moontlik is vir 'n regverdige man om in te luister, soos ons sing, glo net terwyl ons God aanbid. Wees seker van God, hou vas. Julle in Radioland en julle ook teenwoordig. Ek wonder of julle julle hand sal hou en hierdie saam met my sing soos hierdie. Nou glo ek. Nou glo ek. Alle dinge is moontlik. Nou glo ek. Sal jy jou hand opsteek na God en dit saam met my sing? Glo God, ek gaan vashou. En bid hom nou net in die lied. Kom ons neer dit so. Now I receive. Do you? Receive His word. Now I receive. All things are possible. Every promise. Now receive. Receive Christ in my heart. Now I receive. Oh, now I receive. All things are possible. Now I receive. Now I want you to know, friends, as we... Ek wil hê julle moet weet, vriende, soos ons hierdie diens afsluit, as julle Christus aanvaar het as julle verlosser, nie was 'n swerwende ster en vanaand het jy Christus aanvaar tydens hierdie diens om tuis te kom na hom. Go back to your church, please do.
Gaan terug na jou kerk, gaan asseblief. As jy geen kerk het nie, vind vir jou een. As jy nie enige keuse het nie, broer Littlefield het my nooit gesê om dit te sê nie. Maar broer Littlefield weet ek is 'n man van God. Ek weet dat broer Hall 'n man van God is. En ek weet, hierdie broers hier, baie van hulle is manne van God. By hulle kerk aan te sluit, hulle sal julle goed doen. Ek kan net 'n evangelis wees, dis my roeping. Hulle is pastore om jou te voed en om jou op te pas totdat Jesus kom. Hulle is die opsigter by die herberg. Jesus het vir hulle 2 pennies gegee, die woord en die gees. As hulle enigiets meer nodig het, sal hy dit gee wanneer hy terugkeer. Julle ken die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Nou gaan ons vir die siekes bid. Nou is daar enige hier wat nog nooit gesien het tevore in een van my dienste was, waar ek vir die siekes gebid het nie? Steek jou hand op, net so 'n paartjies. Well, I might make this quotation quickly. That I believe and Wel, ek mag hierdie aanhaling vinnig maak, dat ek glo en hierop staan, dat Jesus Christus nie dood is nie, maar hy lewe. Ek glo dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Hy is dieselfde in beginsel, dieselfde in krag. Die enigste verskil wat hy is nou in ons in die vorm van die Heilige Gees, waarin een man was, Jesus Christus, toe hy hier op aarde was, maar hy het sy Heilige Gees teruggestuur, en dis in die hele kerk universeel, al die gelowiges. Nou ek glo dieselfde dinge wat hy gedoen het hy beloof ons moet ook doen. Nou gisteraand toe ek daarop ingegaan het, julle sien daar die teken van die Messias net gedoen aan die Jode en die Samaritane, nie aan die heidene nie. Die heidene het nie gesoek na die koms van Christus nie. Nou ontvang die Jode en Samaritane dit nie, maar die heidene ontvang dit. Hoekom? Dis die heidene wat soek na die koms van Christus. Sien God, as dit die manier is wat hy dit eerste gedoen het, om self bekend gemaak het as Messias deur hulle gedagtes te onderskei. Die vrou by die put vertel het sy het mans gehad en onwettig, en vir Petrus vertel het wat sy naam was. En die ander dinge soos daardie en daardeur, nie deur die siekes te genees nie, hulle die siekes voor dan genees. Maar hulle het geweet, hy was die profeet wat Moses gespreek het sou kom, die God-profeet. Hoeveel verstaan dit? Steek jou hand op, en hulle het gesê, hieraan weet ons, u is die Messias. Die vrou by die put, sy was 'n prostituut, maar sy het meer van die Bybel af geweet as die helft van die predikers in Amerika, dis reg. Die predikers van daardie dag, wel, daardie predikers het gesê, hierdie man is 'n fortuinverteller. Dis waarom hy hulle gedagtes kan onderskei. Jesus het gesê, spreek julle dit en my sal dit vergewe word, maar wanneer die Heilige Gees kom en dieselfde ding doen, praat daarteen, dit sal nooit vergewe word nie. Dis godlastering, want hulle die gees wat hy in hom gehad het, 'n onrein gees genoem. Die gees van God, die werke van die gees van God, 'n duiwel, Beelzebub genoem. Hy het gesê, dis onvergeeflik. Nou as julle geestelik is, julle het hierdie boodskappe begryp wat ek gepreek het, hoe hulle gisteraan na Beelzebub, die god van Ekron, gestuur het, om hom te raadpleeg. Julle behoort geestelik genoeg te wees om te verstaan wat reg en verkeerd is, wat praat en wat nie. Het julle al ooit 'n spiritualist die evangelie sien preek en die siekes genees? Nee, meneer. Satan kan nie Satan uitdryf nie, die duiwel kan nie genees nie. Jesus het gesê, as Satan kan uitdryf, dan is sy koninkryk verdeel. Satan kan nie genees nie, God is die enigste een wat kan genees. God is die enigste skepper. Satan kan verdraai wat God geskep het. En wat is ongeregtigheid? Geregtigheid verdraai. Hier laat ek dit sê. Ons is 'n gemengde menigte, maar ek's jou broer. Jy sal na jou dokter luister. Julle getroude mans, julle lewe saam met julle vrou as 'n vrou. Dis die bed is onbesmet, maar 'n ander vrou kan dieselfde daad doen en jy sal hel toe gaan omdat jy dit gedoen het. Dieselfde daad, maar verdraai. Alle ongeregtigheid. Wat is 'n leuen is die waarheid van voorgestel. Sien? Al wat die duiwel kan doen is om geregtigheid te verdraai. Kan nie skep nie, hy is nie 'n skepper nie. God is die enigste skepper. So dit verg skepping om te genees en God is die enigste geneeser. Jesus, toe hy hier was, het hy gesê, ek doen niks totdat die Vader my wys nie. Hy het die visioen gesien, alles wat hy gedoen het, en hy gesê, ek doen niks as die Vader my nie eers wys nie.
Johannes 5:19. So dit was deur visioen. Nou het daar die dinge beloof, hy het vir sy disippels gesê, wanneer die Heilige Gees kom het, moet jy dit nie voor die heidene doen nie, dit voor die huis van Israel doen. Die dag sou kom vir die heidene, nou is hulle dag. So God het homself so voorgestel, die Messias. En die vrou toe sê Jesus dit vir haar sien sê het sy gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is, ons weet wanneer die Messias kom, sal hy ons al hierdie dinge vertel, maar wie is u? Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Hy het in die stad ingehardloop gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie? Is dit die teken van Messias was, dan by die afsluiting van hulle eeu, moet hy dieselfde Messiaanse teken vandag gee. As dit nie is nie, is dit nie dieselfde Messias nie. Dieselfde wingerdstok sal druiwe voortbring. Jy sien nie pampoene wat van 'n wingerdstok afkom, waterlemoene van 'n spinspekranke. Jy vind waterlemoene op waterlemoenranke, druiwe op wingerde en pampoene op pampoenranke. En jy vind die Gees van Christus in die kinders van Christus. Ons gaan kerk toe om die Gees van Christus te vind en ons vind geloofbelijdenis, ons vind wette en dokumente. God se Gees, dieselfde Gees wat in Jesus Christus was, is in die kerk. Ek julle vertel het ek het die Gees van elke pound, dan beter julle die polisie bel en my arresteer. Ek mag groot gewere hê. As ek vir julle gesê het, ek het die gees van een of ander beroemde kunstenaar, sou julle van my verwag om hierdie heuwels hier buite te verf net so natuurlik as wat hulle is. Want dis wat die kunstenaar sou doen as ek sy gees gehad het. As ek die gees van Christus het, sal ek die werke van Christus doen. Jesus het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. En as die kerk nie die werke van Christus doen nie, moet dan nie daar die kerk glo nie. Jesus het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. En ons het dit verdraai deur werke van die mens, doktrines van die mens. Die Bybel het gesê, in die laaste dae sal hulle roekeloos wees, verwaand mee, liefhebbers van genot as van God, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos en sonder liefde vir die goeie. Jy sê hulle is kommuniste, hulle is Christene, sogenaamd daardie kerklidmate. Wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Gesê, o God, het dit in 'n ander eeu gedoen, nie hierdie eeu nie. Die Bybel het gesê, draai weg van die sulkes. Ons lewe in daardie dag. Nou, ek gaan vir julle 'n skrif gee. Dan die gebedsroep, soos ek vandag gepraat het by die toewyding. Alles word vervolmaak in 3. Jesus kom in 3, God is in 3. Vader, Seun en Heilige Gees, daardie 3 is 1. Regverdig maak en heilig maak en doop van die Heilige Gees, daardie 3 is 1. Wanneer 'n baba gebore word, 'n natuurlike geboorte, eerste ding wat van die ma afkom is water, bloed, gees. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, hy gegee wat dit beteken om die nuwe geboorte te maak, water, bloed en gees. Alle dinge van die natuurlike typeer die geestelike, of die geestelike typeer die natuurlike, selfde manier. Let op, en dit, die koms van Jesus is 3 maal. Het julle dit geweet? Jesus het die eerste keer gekom om sy bruid te verlos. Hy kom die volgende keer, ons word opgeraap in die lig om hom te ontmoet in die lig. Ons opgeraap om hom te ontmoet. Hy kom om sy bruid te ontvang. Die volgende keer wat hy kom hy as koning en koningin om te regeer op die aarde met sy bruid. 3 komste, reg. En die kerk is in 3 stadiums. Laat hom wat vuil is steeds vuil wees. Laat hom wat heilig is regverdig steeds. Hom wat heilig is steeds heilig. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Sodom en Gomorra, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Hoeveel weet dat Jesus dit gesê het? Sê amen. Wat was dit? 'n Dag net soos daardie dag. Kyk na perversie, homoseksueles. Het verlede week die Koran opgetel toe ek in Los Angeles was. Die Christen sakemanne se byeenkoms waar ek hulle spreker was. En homoseksueel is aan die toeneem 40% oor verlede jaar. Seuns, mans wat saam met mekaar lewe, wat in hotelkamers woon, perversie. Die natuurlike gang van die lewe wat verdraai is, omdat vroue hulle self verkleineer het en so agterlik geraak het. Dis verdraaide mans, verdraaide verstande. Vroue wat saam met vroue lewe, mans wat saam met mans lewe. Net wat God gesê het sou plaasvind. Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Hou die orde dop, daar was Sodom die goddelose, daar was Lot en sy klomp, die louwarm kerklidmaat.
Erken julle dit? Hy het 'n vorm van godsaligheid gehad, maar hy het afgegaan in die wêreld. Dis waar die kerklidmaat heen gegaan het. Daar was Abraham, die uitverkorenes en uitgeroepenes. Geseënd sy die naam van die Here. Ek voel nou godsdienstig. Daardie 3 klasse mense is vandag in die wêreld. Die wêreld, die goddelose, die louwarm kerklidmaat en die uitverkorenes en geroepen. Kyk hoe God gereed maak om hulle te vernietig. Jesus het gesê, soos dit was in daardie dag, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Hou die verdraaiing dop. Nou Abraham het arm gesit in die minderheid, buite onder 'n akker gesit. En hy het sy oë opgeslaan en hy het 3 man sien aankom. Hulle het soos mans gelyk. Hulle het stof op hulle klere gehad. En hulle het gesê hulle was vreemdelinge en hulle het daar deurgegaan. Maar daar was iets in Abraham se hart wat hy geweet het, hulle was meer as mans. Hy het uitgehardloop na hulle toe. Hy het gesê, kom terug en sit net 'n bietjie onder die akkerboom. Kyk nou skaduwee van die koms van Jesus. Hy het gesê, sit net 'n oomblik hier. Ek sal 'n bietjie water gaan haal en julle voete was. Julle kan gerus sit en ek sal julle 'n stukkie brood bring vir fris julle self. Gaan dan aan met julle besigheid, want dit is waarom julle verbykom. Kom ons neem vir Abraham. Hy het in die tent ingehardloop. Sara was 90 jaar oud. Abraham was 100. Hulle het gesoek na 'n babe en het God geglo. Vasgehou, net seker dat God gaan antwoord, soos ek vanaand oor gepreek het. 25 jaar het hulle uitgehou vir daardie belofte. God die hele tyd geprys vir die babe. Sy het die hele tyd ouer geword, maar hulle was seker van God. Wat het gebeur met eens het Abraham in die tent ingehardloop. Hy het gesê, Sara, haal die meel uit, knie 'n bietjie daarvan. Met ander woorde, sip dit goed, maak 'n paar mieliekoekies eronder. En hy het uitgehardloop in die kudde en begin rondvoel. Hy het 'n vet kalfie gekry, dit doodgemaak, geneem, dit bewerk, dit uitgebring, dit gaar gemaak en gaan sit en hulle het dit geëet. Ek kan Abraham die vliegbos sien kry, begin om. Hoeveel weet wat 'n vliegbos is? Hoeveel van julle almal van Kentucky in elk geval? Sien? Goed, 'n vliegbos. Ons het nooit geweet wat 'n sipdier was tot net onlangs nie. Ons het 'n ou tak van 'n boom gehad op maat 'n vliegbos gemaak, ons moes staan. Daardie ou hitte en die vliee van die tafel af wegskit terwyl ons eet. Abraham daar buite met 'n vliegbos. Ek dink nie hulle het skerms gehad in daardie dae nie en terwyl hulle geëet het, het Abraham se hart geklop. Weet julle wat die Bybel gesê het dit was? It was Almighty God and 2 angels. Hallelujah. Dit was almagtige God en 2 engele, halleluja, in die vorm van mense. My prediker het vir my gesê nie lank gelede nie, gesê, luister broer Branham, wil jy vir my sê jy glo dat daardie man God was? Ek het gesê die Bybel het gesê dit was God. Ja meneer, in die vorm van 'n mens. Hoe gesê, hoe kon hy wees? Ek het gesê, jy ken nie ons God nie. Waarvan is hierdie liggaam gemaak? 16 elemente van die aarde. Kalium, kalsium, petroleum, kosmiese lig. God het net uitgestrek en 'n handvol van elkeen gekry, gegaan. Sê, stap hier in Gabriel, ons gaan af Sodom toe. Stap hier in Michael. En het een vir homself geblaas, reg hier toe afgeloop in menslike vlees. Moenie vir my sê, was nie God nie. Abraham het gesê, hy was Elohim, die groot God Jehovah. Hy was ook nie 'n teofanie nie. Dit was nie 'n visioen nie. Hy het werklik die vleis van daardie kalf geëet, die melk van die koei gedrink en hy het mieliebrood geëet. Hy was 'n man. Daar het hy daar gesit. Kyk of dit nie gespel word hoofletter H-E-R-E nie. Enige van julle Griekse geleerdes, kyk wat die woord beteken, Elohim, die Jehovah. Jy weet net nie wie God is nie. Ek mag nie wees, ek mag teruggaan. Hier nou die aand het ek hierdie 2 of 3 jarige kamp wat ek oor het. My vrou het vir my gesê, Billy, sy sit nou hier en lag vir my. Sy het gesê, Billy is amper bleskop. Ek het gesê, ek het nie een van hulle verloor nie. Ek het gesê, sê my dan waar hulle is. Ek het gesê, sê vir my waar hulle was voor ek hulle gekry het. Ek sal vir jou sê waar hulle vir my wag. Die Bybel het gesê, die hare van julle hoof is getel. Nie een van hulle sal vergaan nie. Daar was een keer wat hulle niks was nie. En toe was hulle. En hulle teruggegaan na waar hulle was voor ek hulle gehad het. So sal hierdie liggaam eendag wees, die kalsium kalium sal teruggaan. Maar God sal spreek en ek sal van die aarde afspring. Dis my God. Hy hou die hele wêreld in sy hande. Hy het net blaas die sterre af, hy het die sonnestelsel gemaak. Sy woord gespreek en dit was so.
Die enigste grond waarop jy sit is sy woord wat gemanifesteer is. As dit nie het nie, waar het dit vandaan gekom? Die grond waarop jy loop is sy woord wat gemanifesteer is. Hy het gesê, laat daar wees, en daar was. So ek glo elke woord wat hy sê is die waarheid. Maak nie saak hoe lang dit talm nie, dis in elk geval so. Hier was die man, let nou op, hy het bly kyk na Sodom. En 2 engele het opgestaan en afgegaan na Sodom. Daar is nie baie wonderwerke gedoen nie, net 1 klein dingetjie. Maar hulle het so toe gegaan en vir die Sodomiete gaan preek. 'n moderne Billy Graham evangelis het daar onder gepreek vir daardie wêreld, 'n groot gemeente wat hulle gehad het. Maar hier die 1 engel wat agtergebly het, ek wil hê julle moet oplet. Hy het gepreek vir die uitverkorenes, die kerk, die uitgeroeptes. Kyk hoe hy dit gedoen het nou. Hy was 'n vreemdeling. Luister nou, julle sal dit mis. Nou Jesus het gesê, soos dit toe was, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Die evangelie verkondig deur God deur sterflike wese. Let op, hierdie man het gestaan en na Abraham gekyk. Vroue was nie in daardie dae soos hulle nou is nie. Elke keer wat iemand opkom in die agterplaas, moet die vrou haar kort broekie aantrek om uit te gaan in die agterplaas. En kyk waarvan haar man praat, in sy besigheid ingaan. Skaam julle mans, as jy geen man meer oor het in jou, om jou vrou dit te laat doen nie. Dis alles reg, reken ek. Dit was rou, maar ek neem dit nie terug nie. Dis die waarheid. Nou dis net die waarheid. Ek het min respek vir 'n man wat sy vrou so iets soos daardie sal laat doen. Sigarette rook, whisky drink en daardie soort klere dra. 'n Man word nie gemeet aan hoe groot spiere hy het nie, hy word gemeet aan die sak in sy knie van sy broek waar hy bid. 'n Man word nie gemeet aan spiere nie, dis dier, hy word gemeet aan karakter. Daar was nooit 'n groter man as Jesus Christus nie. Die Bybel het gesê, daar was geen skoonheid in hom, dat ons hom sou begeer nie. Klein, krom, geskouerde maar kereltjie, maar in hom was God karakter. 'n Man word gemeet aan karakter. Ek het manne gesien wat 250 pond geweeg het, wat 'n baba uit 'n moeder se arm sou gooi en haar verkrag. En noem julle dit 'n man? Ek noem dit dier. Now, listen. This man sitting there. He said, Abraham, nou luister, hierdie man wat daar sit, hy het gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah? a stranger. 'n Vreemdeling, hoe het hy geweet sy was getroud? Hy was getroud. En hoe het hy geweet sy vrou se naam was Sarah? Hou daar die engel dop watter boodskap hy gegee het. Abraham said, she's in the tent behind you. And the Bible Abraham het gesê, sy's in die tent agter u, en die Bybel het gesê dat die engel sy rug gedraai gehad het na die tent toe, agter u. said, where is Sarah? Gesê, waar is Sarah jou vrou? Hoe het hy geweet dat hy 'n vrou gehad het? En hoe het hy geweet haar naam was Sarah? Hou nou die natuur van daardie gees dop aan die uitverkore kerk. Die evangelie is tussen die lyne geskryf, net soos op die lyne. Hy het dit verberg vir die oë van die wyses en verstandiges, en dit geopenbaar aan kindertjies wat wil leer. Jesus thanked God for it. So do I. Jesus het God daarvoor gedank en ek ook. Moenie die kweekskool ondervinding neem nie, dit verg die knie-eologie, ondervinding om God te ken. En hy het gesê, jy sien, ek gaan dit geheim hou vir Abraham, hy gaan erfgenaam van die wêreld wees. Hy het gesê, Sarah jou vrou gaan swanger word. Ek gaan julle besoek volgens die tyd van die lewe. 28 dae vir Sarah, sy wat amper 100 jaar oud is, daardie tyd van 40, 50 jaar tevore al opgehou by haar. Ek gaan haar besoek volgens die tyd van die lewe. Julle gaan nie hierdie kind hê. And Sarah, inside the tent, laughed within herself. And the angel En Sarah binne in die tent het by haarself gelag. En die engel met sy rug na die tent het gesê, waarom het Sarah gelag? Oh, I hope you're not so numb. O, ek hoop nie julle is so lam deur die dinge van die wêreld dat julle dit nie optel nie. Sien julle nie die natuur van dieselfde engel net voor die koms van die Here nie? Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Sekerlik is julle nie geestelik dood genoeg om dit nie te herken nie. Die onderskeiding. Net aan die einde van die tyd van die Jode het God daardie gees gestuur. Net aan die einde van die tyd van die Samaritane het hy daardie gees gestuur, net aan die einde voor die oordeel, wanneer hy die wêreld gaan verbrand, Sodom en Gomorra. Hy het daardie engel gestuur as 'n getuie. and bombs are hanging yonder.
En bomme hang oorkant gereed om hierdie wêreld in stukke te blaas binne 1 minuut se tyd. Daar's Billy Graham en daardie evangeliste daar oorkant besig om daardie Sodom en Gomorra te slaan, en die engel van die Here is by die uitverkore kerk, die uitgeroepte groep, deur tekens en wonders van onderskeiding te toon. So sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Kom ons bid. Here, geen mens kan kom tensy U hom trek nie. Hoe kan 'n mens verstaan tensy God homself aan die mens openbaar? O Vader, daar is die woord, dis U woord, en dit sal nie val nie. Hemel en aarde sal verbygaan, maar U woord sal nooit val nie. Laat dit vanaand bekend wees, Here, dat U God is en die Gees hier in U kerk is om met U mense te deel. In die naam van Jesus Christus onderwerp ons onsself aan U vir die diens. Amen. Nou dis om ewe vir my. As die Heilige Gees net nou in hierdie diens sou inkom en so vir my sou sê. Sê so iets, gee onderskeiding daar binne vir julle mense. Dit behoort julle te oortuig. Now remember, it's not the hands of a preacher. Nou, dis nie die hande van 'n prediker wat die mense genees nie. Daardie is 'n Joodse tradisie. The little man Zacchaeus that had his, not Zacchaeus, but Die mannetjie Saggeus wat syne gehad het, nie Saggeus nie, maar sy dogter het gesterf, kan nie nou aan sy naam dink nie. when his daughter died, he said to Jesus, "Come, lay." Toe sy dogter gesterf het hy vir Jesus gesê, "Kom lê hande op my dogter en sy sal lewe." Hy was 'n Jood, maar toe die Romeinse hoofman oor 100 sy diensknegt op die punt van dood gehad het, He said, "I'm not worthy that you come under hy het gesê, "Ek is nie waardig dat u onder my dak inkom nie. Spreek net die woord, my diensknegt sal lewe." Jesus het omgedraai en gesê, "Ek vind nie geloof soos daardie in Israel nie." That's what we Gentiles ought to be. Dis wat ons heidene behoort te wees, maar ons moet terugval na ons tradisies, oplegging van hande en soorts. As dit is wat dit vergoed, sien, ons is hier om die Here te dien. Nou, ons het nie, ons kry mense in 'n ry en bid vir hulle. Gisteraan het ons 'n reguit lyn van onderskeiding gehad. Elke persoon wat deur die ry kom, almal wat hier was, steek jou hand op, wat geweet het, dit was alles waar. En mense buite deur die gehoor sonder gebedskaarte, steek jou hand op, wat gisteraan hier was en dit gesien het. Goed, daar het hulle dit. Mond van 2 of 3 getuies, laat elke woord bevestig word. Vanaand het ons gesê, sal ons net die mense wat oorblywende gebedskaarte gehad het, oplyn en vir hulle bid vanaand. Hulle net deur die ry laat gaan. Nou, dit maak nie vir my saak nie, enige manier. En nou, dieselfde God wat gisteraan hier was om onderskeiding te gee, is dieselfde God hier vanaand. Het jy enige gebedskaarte uitgegee vandag? Zie, hoeveel? 50 en 50 gisteraan, dit sou 100 maak. All right. Prayer card Z. We'll have to call them in numbers. Goed, gebedskaart Z. Ons sal hulle in getalle moet roep. Gebedskaart Z, nommer 1, steek jou hand op. Gebedskaart. Ek gee my wil oor aan die Here. Nou julle wat, is dit al die gebedskaarte? Is daar nog gebedskaartjies in die huis? No more prayer cards. All right. Geen gebedskaarte meer nie. Goed, hierdie is ons eerste ontmoeting. Goed, hierdie is ons eerste ontmoeting. Ons is miskien myle uit mekaar gebore en die eerste keer wat ons ooit ontmoet. Now here is a perfect picture of St. John. Nou hier is 'n perfekte prentjie van Johannes die 4de hoofstuk. 'n Man en 'n vrou ontmoet vir dieselfde eerste keer in die lewe. Hoeveel weet dit? Jesus het met die vrou begin praat. En toe het hy gevind waar haar probleem was en hy het vir haar gesê wat haar probleem was en sy het gesê, "Meneer." Nou die Fariseërs, die predikers en so voort het gesê, "Daardie man is 'n fortuinverteller of Beelzebub, die duiwel." Enige iemand weet dat fortuinvertelling van die duiwel is. Alle spiritualisme en fortuinvertelling is van die duiwel. Maar wat is 'n fortuinverteller? Iets wat die duiwel verdraai het. Hy kon nie die kind van God wees nie, maar die duiwel
duiwel het 'n kind van die hel uit hulle gemaak, sien? Maar Jesus het met die vrou gepraat. Toe hy vir haar gesê het waar haar probleem was, het sy gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet, ons Samaritane weet dat wanneer die Messias kom, hy ons hierdie dinge sal vertel. Maar wie is u? Gesê, ek is hy wat met jou praat. En sy het haar wateremmer gelos en in die stad ingegaan gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie? Hoeveel van julle het dit al ooit in die skrif gelees? Almal wat ooit die Bybel gelees het. Nou as Jesus Christus, wat my argument is, dieselfde is gister, vandag en vir altyd, sou dieselfde daad plaasvind. Natuurlik, die vrou mag dalk nie skuldig wees aan sonde soos daardie nie, maar daar sou wees, daar's een of ander rede waarom sy hier staan. I don't know, I've never met her. But God does know her. Ek weet nie, ek het haar nog nooit ontmoet nie, maar God ken haar wel. As God in my sal openbaar waarvoor hy is, sal jy glo dat ek sy profeet is? Jy sal. Jy glo dit wel, dankie. Ek het dienaar bedoel. Die woord profeet verjaag mense partymal soort van, jy voel dat dit grief, sien? Natuurlik 'n prediker is 'n profeet, maar 'n siener een wat visioene sien. Nou ek is nie 'n prediker, ek het geen geleerdheid om 'n prediker te wees nie. Die struikel rond, ek hou daarvan om te vertel wat ek daarvan weet, maar 'n geware geleerde opgevoede prediker sou my nooit as 'n prediker klassifiseer nie, sien? But my gift to God, he knows I love him and he's given me a gift. Maar my gawe van God, hy weet ek het hom lief en hy het my 'n gawe van onderskeiding gegee. Daar sit my vrou. She's known me since I was a boy. Sy het my geken vandat ek 'n seun was en ek het 10,000 gevalle gesien en my gesien as die visioene kom, totdat ek soms vir 'n uur of 2 bewusteloos is, net visioene sien. En opkom en dit opeis in die mense vertel en dit het nog nie een keer ooit geval nie. Dit moet God wees. As die Heilige Gees in my sal openbaar waarvoor jy hier is op iets van jou wat jy weet ek nie weet nie, sal jy glo dis die Heilige Gees en sal jy dit aanvaar? Hoeveel in die gehoor sal dieselfde ding aanvaar? Steek jou hand op, nou wees eerbiedig. Nou kyk nou waar die drama opgestel is. Nou die Bybel gaan gevind word as die waarheid of 'n fout. Ek gaan 'n valse profeet bevind word of om julle die waarheid te vertel. As ek die waarheid vertel, sal God die waarheid bevestig. As ek alleen vertel, sal God dit wys dat dit alleen is. Maar sy woord kan nie lieg nie. Dis hoekom ek seker is, ek vertel jou die woord van die Here, dis God se belofte. Glo nou, laat ons sien wat hy sal sê. Ek sê nie dat hy sal nie. Dan sal die res van julle, almal van julle in die gebedsryd dit glo in elk geval of God enigiets vir jou sê of nie. Sal jy bereid wees om net deur die gebedsryd te gaan as julle sal steek julle hande op? Nou, julle sal net deurgaan, hande opgelê. As God so naby aan jou is hier op die platform, die einste verborgenheid van die hart te ken. Hier is ek en hierdie vrou met ons hande op die Bybel wat hier lê. Ons het mekaar nog nooit tevore in die lewe gesien nie. As ons het ons dit nie geweet nie. Ek ken haar nie, weet niks van haar af nie, maar God doen, laat hom dit openbaar en kyk of dit waarheid is of nie. Ek sien die vrou van 'n afstand afkom. Sy's nie van hier nie. Van Chattanooga. Dis reg. Die lê in 'n gewas en die gewas is nou nie vir my sigbaar nie. Maar dis onder jou regterarm geleë. As dit reg gesteek jou hand op. Glo jy nou? Dat jy mag sien dat dit nie raaiskoot was nie. Kyk na my suster. Laat ek sien wat hy gesê het. Nou sien, ek weet nie wat ek vir jou gesê het nie. Die enigste manier wat ek ooit weet is daardie bande. Ek tel dit op, kyk wat hy gesê het. Ja, ek sien jou iets doen onder jou. O, dis 'n gewas onder jou arm. En dan is daar, jy's doof in jou linkeroor. Dis reg. Dis waar. Ella is jou naam. Jy kan terugkeer huis toe. Jesus Christus sal jou gesond maak. Mevrou Ella Blackburn gaan huis toe na Chattanooga en word gesond gemaak in die naam van Jesus Christus. En nou geloof in God. Here Jesus, ek lê my hande op die vrou en bid vir haar in die naam van Jesus vir haar genesing. Amen.
Don't let this drop. Moenie nou twyfel nie, moenie hierdie laat val nie. Ek weet wat verkeerd is met die mense. Glo jy dit? Kyk hier. Gaan eet jou aandete, die maagprobleem het jou verlaat. Jy het vir 'n lang tyd 'n senuweeagtige maag gehad, gaan eet nou. Jesus maak jou gesond. Now you believe, sister, in the name of the Lord Jesus, may she be healed. Amen. God, in the name of Jesus Christ, let our brother be healed. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, let our sister be healed. O Lord, may it be as I lay hands upon her, may she be healed in Jesus' name. Come, sister. You believe your back trouble's done? Just walk on. If thou canst believe, now what's the matter? As jy kan glo nou, wat is die probleem? Wat het geval? Glo julle nie dat daardie mense God ken hulle hart net soos hy die eerste vrou se hart geken? Now don't you see what a time I have? Nou sien julle nie watter tyd ek in Amerika het nie. Een van daardie gevalle in Suid-Afrika, elke persoon op die grond sou rolstoele draagbaar gelos het. They take 7 Hulle neem 7 trokvragte, rolstoele en draagbare van een ding wat so gedoen word. En die volgende oggend het daardie kombersheidene in die straat afgestap in Durban, Suid-Afrika en gesing. Glo net agter 7 vragmotorvragte waar 25,000 wonderwerke gedoen is in net 1 minuut. And we are smart and educated, see, and we set like a water on a pickle. Don't En ons is slim en geleerd, sien ons sit soos 'n vrat op 'n pikkel, ken nie. Die os ken sy staal, die muil ken die meester se krib, my volk ken nie. Well, that ought to shake your heart. Wel, dit hoort jou hart te skud om te sê, Here God, ek is genees, ek glo dit. Here, I see a little woman. Hier, ek sien 'n vrou wat hier sit en bid, net hier nou, hier bo, sit op die punt van die ry net hier en kyk na my. Haar kop teen haar hand leun boontoe daarop, lê aan 'n probleem met haar been. Glo jy God sal jou genees? If you do, the sister right above there got something wrong with your back. You believe in Jesus Christ will make you well? As jy dit doen, die suster reg daarbo het iets verkeerd met jou rug. Glo jy dat Jesus Christus jou sal gesond maak? Jy glo, aanvaar dit en glo dit en jy kan gesond word. You think God can heal your diabetes? Dink jy God kan jou diabetes genees en jou gesond maak? Het jy 'n gebedskaart, maar jy het diabetes? Ek bedoel jy het diabetes gehad. Jesus Christus het jou genees. Sal jy my 'n guns doen? Die dame wat reg langs jou sit, het haar probleme. En sy wil ook voor gebid word. Is dit reg? Steek jou hand op. Ek het jou nie aangeraak nie. Jy het my nie aangeraak nie, maar jy het die hoëpriester aangeraak. Hy het dieselfde opgetree as wat hy het met die vrou wat sy kleed aangeraak het. Gaan huis toe en word gesond. Those people have no prayer card. See, it's the sign. Daardie mense het geen gebedskaarte nie. Sien, dis die soewereine genade van God. Hoekom kan julle dit nie vang nie? Here's a dear woman. Hier se dierbare vrou, ek ken haar nie, ons is vreemdelinge. Nou as ek elke persoon geneem het, net 'n paar van hulle sou ek so swak word. Ek kan nie hier staan nie. Wel, daar was daardie een vroutjie wat Jesus se kleed aangeraak het. Hy het gesê dit het my swak gemaak. Is dit reg? Deeg het van my uitgegaan. As dit deeg sou laat uitgaan van die seun van God, wat sou dit aan my doen? 'n sondaar gered uit genade. Ek sou nie een kon doen as dit nie was wat hy gesê het. Hierdie dinge wat ek doen, sal julle doen en meer as hierdie sal julle doen. Dis sy belofte, want ek gaan na die Vader. Ek ken jou nie, jy ken my nie. As die Here aan my sal openbaar wat jou probleme sal jy dit glo. Julle weet dat dit wel, julle weet of dit die waarheid is of nie. Goed, mag die Here dit skenk. Sodat hierdie mense kan sien en nie twyfel nie. Die vrou is nie hier vir haarself nie, sy is hier vir haar seun en haar seun is 'n verstandelike geval. Hy het die doop van die Heilige Gees 'n tyd gelede ontvang. Nou het hy baie senuweeagtig geraak. Hy kan nie dink nie, hy kan nie sy werk behou nie. Dis die waarheid. Neem daardie sakdoek in jou hand en lê dit op hom. Moenie twyfel nie en hy sal tot homself kom en die Here dien. Gaan, glo dit. God, in the name of Jesus Christ, come with these little ones. Oh, Father God, in the name of the Lord Jesus, I bless them. May they be healed. Come, my brother. I will. Lord, in the name of the Lord Jesus, bless and heal my brother. Amen. Come, sister. Oh, Lord, as she passes by, may it not be. Die Here soos sy verbygaan, mag dit nie wees soos om by 'n man verby te gaan nie, maar mag sy weet dat Jesus, die Seun van God hier is, sy Gees is hier. As hulle in die skaduwee van Petrus gelê het en genees is, 'n onkundige visserman wat nie sy naam kon skryf nie,
Dit was nie daardie onkundige visserman nie, dit was U Gees, Here, wat hulle herken het. Mag hierdie vrou by die salwing van die Heilige Gees verbygaan en genees word in Jesus naam. Amen. Kom, Suster Wood, ek ken jou, so kom hier. Here God, hierdie vrou ken ek. Haar krepelseun wat 'n krepel was, kinderverlamming, het sy been agter hom laat groei. Hulle het in 'n diens ingeglip en U het gespreek en sy naam uitgeroep en hom uitgebring en daardie krepelbeen reguit gemaak, dat hy nou nie weet watter een krepel was nie. Sy moeder is siek, sy het genesing nodig, Here. Laat die krag van God wat David se been reguit gemaak het, my suster genees. Ek vra dit in Jesus Christus naam. Amen. Seën jou, Suster Wood. Ek wonder of David naby is sy seun, sy vader was 'n Jehova getuie. Sy vader is gevul met die Heilige Gees. Hy kon vir jou getuienis gee van sy broer. Hoeveel van julle het gelees van die visie wat lewendig geword het die keer? Dit was sy broer wat teenwoordig gestaan het. David, waar is jy? David, Wood, staan op. Daar was 'n seun, 'n polio geval. Sy been opgetrek agter hom, wat ver agter in die gehoor gesit het in 'n groot tentdiens. Die Heilige Gees het met hom gepraat en gesê, so spreek die Here, daar is hy, 'n getuie dat God polio genees. Amen. O, ek voel soos 'n holy roller. Amen. Ek voel om te skree. As dit verg om God te dien, laat my dit dan doen. Ek het die 7 seë bevaar, die wêreld 6 keer omgereis en ek het nog nooit 'n holy roller gesien nie. Dis 'n beledigende naam wat die duiwel op die heiliges van God gehang het. Daar's nie so iets nie. Ek het die 969 verskillende denominasies van die regering geregistreer en nie een van hulle word holy roller genoem nie. Daar's nie so iets nie. Lord God, in the name of Jesus Christ, may the girl get well. Amen. Please, sister. Lord, in the name of Jesus Christ, may the lady get well. Amen. Come, sister. Lord, I lay hands upon the woman and the child. In the name of Jesus Christ, may they be healed. Come, sister. I see you. Don't let down. When you come by here, start praising God. Nou sien jy, moenie teleurstel nie. Wanneer jy hier verbykom, begin om God te prys. Wanneer daar vir jou gebid word, gee nie om of dit 25 jaar neem nie. As julle die kinders van Abraham is, dan het julle die geloof van Abraham. Daardie onderskeiding hoef nie elke keer te wees nie. Hier is ons vreemdelinge vir mekaar. Ek ken jou nie, jy ken my nie, maar God ken ons albei. Glo julle dat daardie, ek wil hê, julle moet getuie wees vir die gemeente. Hier's 'n vrou wat geloof het. Net nou is daar 'n baie vreemde gevoel op jou. So soet, troos, vertroosting. Hoeveel het ooit die foto gesien wat die regering geneem het van die engel van die Here? Het dit in die huis gekry van George J. Lacey se ondersoek, die hoof van die FBI, het gesê dit was 'n engel van die Here. Die lig het die lens van die kamera getref, gesê die kamera sal nie sielkunde afneem. Maar dieselfde lig hang nou oor daardie vrou. Dis wat haar so laat voel. Nou hierdie is soos 'n ander dimensie vir julle wetenskaplikes. Dit plaas my net na 'n plek waar ek na die vrou kyk en ek weet sodra ek na haar kyk en my gedagtes by haar hou en die Heilige Gees my help, sal hy my van haar vertel. Is hier om voor gebid te word vir 'n voet wat haar pla. Dis so spreek die Here. Dis waarheid, is dit nie? Nou jy sê, jy het dit geraai. Goed, kyk op ons het. Dit was nie 'n raaiskoot nie. Jy het iemand anders waarvoor jy bid. Dis jou kleinseun. En hy het sy nek gebreek. En hy is in die regeringshospitaal, 'n weermag regeringshospitaal. Nie hier nie, maar in Missouri. Dis so spreek die Here. Gaan en glo en ontvang jou genesing in die naam van die Here Jesus Christus. Jongman, jy's senuweeagtig ontstel. Weet julle nie God kan senuwees genees nie? Nou, dis moeilik vir 'n senuweeagtige persoon om 'n houvas daarop te kry. Jy wou 'n plek om jou voet te plaas, sien? Jy's 'n groot denker wat brou oorsteek voor jy daarby kom en ander dinge neem. Moet dit nie meer doen nie. Jy voel nie nou sleg nie, sien? Dis nou van jou af. As jy sal gaan glo, sal dit nooit weer oor jou kom nie. In die naam van Jesus Christus glo dit. Lord God, in the name of the Lord Jesus, heal this woman, I pray. Lord God, I pray that you'll heal our sister as she passes by.
not by me, but under the cross. In the name of the Lord Jesus, heal this dear person, Father, as she passes by. Grant it, Lord. Is tot die dood oorskadu met hartprobleme, maar glo jy God sal jou hart genees? Gaan dan, soos jy geglo het, mag dit met jou wees. Nog een tot die dood geskadu met kanker, glo jy God sal die kanker genees? Gaan dan en jy gaan wees bly. Kan jy nie glo nie? Say this lady sitting right back out here suffering with headaches. Do you believe God will heal you? If you do, receive Sê hierdie dame wat reg agter hier buite sit, lê aan hoofpyn, glo jy God sal jou genees? As jy dit doen, ontvang jou genesing. Amen. Geseënd sê die Here. Hier's 'n vroutjie wat hier sit met 'n wit uniform aan, sê het net die Here aangeraak. Sê het heupprobleme, sê het geval en haar heup seer gemaak. Dis reg, is dit die dame? Jy het daar gesit en bid en jy het gesê, Here, laat hy my roep. Jy het net toe gebid. Jy het die hoëpriester aangeraak. Nou sal jy gesond word. Jesus Christus het jou genees. Amen. I challenge your faith to believe God. I say in the name of Jesus, you believe. Ek daag jou geloof uit om God te glo. Ek sê in die naam van Jesus. Glo jy? You believe God will heal that asthma? Glo jy God sal daardie asma genees wat net daar agter sit? As jy dit glo met jou hele hart, kan jy dit kry. You believe, sister? In the name of Jesus Christ, may you be healed. Do you believe, sister? In the name of the Lord Jesus, be healed. I just don't understand. Why can't you catch it, friend? No matter where's the vision or not, don't you know the same God is the same one who knows all about you? Ek verstaan net nie, waarom kan julle dit nie begryp nie, vriende? Maak nie saak of daar 'n visioen is of nie. Weet jy nie dieselfde God is dieselfde een wat alles van jou af weet nie? Got a growth in your mouth. Is that right? I don't know. Jy het 'n vergroeisel in jou mond, dit reg? Ek ken jou nie, God ken jou. Mevrou Carroll, dis jou naam. Jy's van Dalton, Georgia. Keer terug huis toe, glo en dit sal gesond word. I don't doubt, believe, have faith in En nie twyfel nie, glo. Ek geloof in God. Amen. In the name of the Lord Jesus. God can heal that tumor if you let Him. Believe Him. In the name of Jesus Christ, make it well. Lord God, I pray that you heal this woman in Jesus' name. In the name of the Lord Jesus, heal our sister. Come, brother. That's the Lord Jesus, heal our brother in Jesus' name. These signs shall follow them that believe. You believe, I believe. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Glo jy, ek glo, glo jy? Dan sal vir hulle wat geglo het hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Glo julle dit? Gaan verby. Om suster Krepel, glo jy dat God daardie krepelseun kan genees wat daar buite sit, jou ook gesond kan maak? Gee hom dan lof en hy sal gesond word in die naam van Jesus Christus. Come, sister. You believe? In the name of Jesus Christ, be made well. You believe, little boy? In the name of Jesus Christ, God heal this child. You believe, brother? In the name of Jesus Christ, may you be healed. You believe, sister? In the name of Jesus Christ, be healed. In the name of Jesus Christ, be healed. You believe, sister? In the name of Jesus Christ, be healed. In the name of Jesus Christ, be healed, brother. In the name of Jesus Christ, be healed. Come, sister. You believe with all your heart? In the name of Jesus Christ, may you be well. In the name of Jesus Christ, may my brother be healed. Kom suster, kom oor daardie maagprobleem, gaan eet nou. Amen. In the name of Jesus Christ. God, I pray that you'll heal her in Jesus' name. God, I pray that you'll heal our sister in Jesus' name. God, in Jesus' name, heal our brother. Lord God, in the name of Jesus Christ, heal our brother. Heavenly Father, it's written, they shall lay hands on the sick, they shall recover. In the name of Jesus Christ, I do this. Almighty God, I lay hands upon my brother. In the name of Jesus Christ, may he be healed. Amen. God bless you, Dad. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon my sister for her healing. Come, sister. Suster, waaroor is jy so senuweeagtig? Dis wat jou maagprobleme veroorsaak het. En jou in die toestand gekry het waarin dit is. Jy gaan dit nou daaroor kom, nie waar nie? In the name of Jesus Christ, may it be so. Amen.
Daardie ou hart het 'n lang tyd geklop, dit raak nou erg, maar as jy sal glo, sal dit aanhou klop. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Grant it, Lord. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. In the name of Jesus Christ, I pray you to heal my brother. Come, brother dear. Lord God, in the name of Jesus Christ, may my brother get well. In the name of Jesus Christ, may my brother be healed. In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. In the name of Jesus Christ, I lay my hands upon the woman and ask for her healing. Amen. God, I lay hands upon my brother in the name of Jesus for his healing. Come, sir. In the name of Jesus Christ, I lay hands on my brother for healing. Come, sister. Kom suster, glo jy met jou hele hart, dan sal jou rugprobleem jou verlaat. In die naam van die Here Jesus, skenk haar genesing, Vader. Jy het dieselfde ding, glo nou met jou hele hart in die naam van Jesus Christus. Glo jy dat daardie diabetes sal weggaan en jy sal gesond word? Jy doen, gaan voort, glo dit, en jy sal 'n bloedoortapping van Christus hê. Glo jy dat ek God se diensknegt is? Glo jy God kan vir my sê wat verkeerd is met jou? Sal jy dit glo? Wel, jy sal weet dis die waarheid of nie. Jy het senuweeagtigheid en hartprobleme. Reg, jou senuweeagtigheid is wat jou hartprobleme maak. Dis 'n senuweeagtige hart. Wanneer jy eet en gaan lê, fladder jy dit allerlei soort sensasies en gevoelens. Dit gaan jou nie doodmaak nie. Glo jy dit, Louise? Jy woon in Tennessee, Clinton, Tennessee, maar jy is nie van Tennessee nie. Jy het van Californië, Los Angeles afgekom. Jy het 'n klomp probleme in jou lewe gehad. Jy het net onlangs 'n seun verloor in 'n motorongeluk. Dis so spreek die Here. Glo in die Here ons God. Gaan en ontvang jou genesing. Sal jy dit doen? Mag dit so wees in die naam van die Here Jesus. Goed, is dit die hele gebedsry? Is julle oortuig dat Jesus Christus lewe? Is julle oortuig dat hy gesê het hierdie dinge sou gebeur net voor die koms van die Here Jesus? Dan is ons naby die einde van die reis en die engel van God het afgekom in ons midde en het homself bewys as die seun van God, opgewek uit die dood en elke woord vervul. Hoeveel hier binne wat nie gesond is nie en jy wil genees word? Steek jou hand op. O, goeieste, ek kon nie deur al daardie kom nie. Sal jy my glo as God se diensknegt? Glo jy dat God my sal laat sê iets is verkeerd? God bewys dat ek julle die waarheid vertel het. Hier, almal wat gelowig is, steek julle hande op. Nou lê jou hande op iemand langs jou. Ek sal vir julle 'n skrif gee, dieselfde skrif het gesê hierdie tekens sou gedoen word soos hierdie. Dieselfde God het gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Dis nie ek nie, dis nie ek nie, dis hy. En dis nie my hande nie, dis die hande van enige gelowige. Glo dit, suster, glo dit daar, as jy daarin glo, is jou verlossing reg voor die deur. Nou, moet jy nie vir jouself bid nie, bid vir die persoon waarop jy jou hande het. Laat hulle terugbid vir jou. Die Bybel het gesê, belê julle foute aan mekaar en bid vir mekaar dat julle genees kan word. Lê jou hande op iemand langs jou. Iets moet net gebeur, iets moet gebeur. God se woord is waar, as jy dit glo. Mense wat genees word, daar is dit, dis reg, daar is dit, staan op en aanvaar jou genesing. Staan op julle voete, elke van julle, staan op jou voete en aanvaar jou genesing. Dis die Heilige Gees.
Jy is genees in die naam van Jesus Christus, die